Vandag is ons by dag 357. Baie welkom weer by jou Lewendig dagstukkies. Ons tema vir vandag is terug na die bekende. Johannes 21 vers 3. Simon Petrus sê toe vir hulle: "Ek gaan visvang." "Ons gaan ook saam met jou," sê hulle vir hom. Jou storie stop nie by wat jy ken nie. God skryf verder as jou verstaan. Terug na die bekende. Daar is iets in ons menswees wat gebeur wanneer ons nie meer verstaan nie. Wanneer dinge nie meer sin maak nie. Wanneer dit voel asof ons gebede teen die plafon vaslaan. Wanneer die pad vorentoe vaag raak en ons in sy kronkels verdwaal. Dis dan dat ons omdraai en teruggaan na waar ons vandaan kom. Dis presies wat met Petrus en die ander disippels gebeur het. Jesus is gekruisig. Ja, hy het opgestaan. Maar alles het nog nie vir hulle in plek geval nie. Hulle het gesien, gehoor, beleef, maar diep binne was daar nog vrae, onsekerheid, dalk selfs ook nog vrees. En toe sê Petrus: "Kom ons gaan vang vis." Eintlik sê: "Kom ons gaan terug na dit wat ons verstaan en goed kan doen, waar ons weet hoe dinge werk, waar ons ten minste beheer het." Dis mos hoe ons ook maar is, nee. Wanneer die lewe sy curveballs gooi en ons nie meer kop of stert kan uitmaak nie, wat ons omvlieg en skuiling gaan soek in die bekende. Partykeer vind ons dit in maniere van gister se doen, soos ou gewoontes, ou roetines, maar ander kere is dit 'n bang wegkruip vir die ongemaklike gevoel wat ons op God se nuwe pad ervaar. Die disippels gaan terug see toe, na die plek waar Jesus hulle oorspronklik gekry het. Maar hier's die mooi ding. Jesus los hulle nie daar nie. Hy gee ruimte, hy gaan haal hulle weer. Hy wag vir hulle op die straat, nie met 'n preek nie, maar met 'n vuur wat brand en brood en vis wat al klaar op die kole lê. Dis so tipies van hom. Wanneer ons nie verstaan nie, stap hy nie weg nie. Hy kom nader. Dis juis in ons terugkeerde oomblikke dat hy ons kom opsoek. Dan wys hy hulle die ander kant met: "Gooi die net aan die ander kant." Eintlik sê hy vir Petrus: "Ek is nog hier, ek is nog besig. Moet my nie uit jou storie uitlos net omdat jy nie alles verstaan nie." En skielik besef Petrus toe, dis Jesus. Die een wat hy verloon het, die een wat hy nie heeltemal kon uitfigure nie, die een wat hom nog steeds roep na iets groter, iets beter. God se toekoms vir ons is nie altyd die maklikste pad nie, maar dis altyd die beste pad. En baie keer lyk daardie beter toekoms eers soos chaos en verwarring, 'n op die kop draai van ons wêreld en ons verwagtinge. Maar dis juist daar waar hy ons oë oopmaak en ons kom verras met sy nuwe toekoms vir ons. So miskien voel jy vandag jy het ook 'n bietjie terug see toe gegaan, terug na die bekende. Moenie te hard wees op jouself nie, want Jesus is reeds op die strand en hy wag net vir jou. Die vraag is: gaan jy by die ou bekende bly, of vertrou jy hom genoeg om sy nuwe toekoms vir jou aan te durf? Die plek waar jy wil wegkruip, word dikwels die plek waar God jou weer kom roep. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy draai ons so maklik om na die ou bekende? Wat dink jy kan ons doen om meer geloofswaagmoed te kry vir God se nuwe toekoms vir ons? Hoe gaan jy vandag begin om vry te kom van jou vrese en onsekerheid? Here, dankie dat U my nie los wanneer ek nie verstaan nie, maar my elke keer kom haal waar ek is. Help my om U stem weer raak te hoor en U te vertrou vir die beter toekoms wat U vir my voorberei het. Amen. Hoe sê die ou lied? Ek weet verseker dat Jesus leef en hy leef elke dag saam met jou en my.
gaan leef saam met hom tot sy eer. Liefde groete, Sjaal.